Kom luister gerus saam na ons volgende vervolgverhaal, geskryf deur Christo Eunice Du Plessis, Die as van die lewe, hoofstuk 1. Triana kry verbald in die kombuis van die plaashuis. Hy staan voor die venster en beskou die spektakel onder die marula-boom in die agterplaas. Sy kom staan langs hom. Alhoewel sy langer is as die gemiddelde vrou, vertoon sy kort teenoor Balt gemeet. Haar rooi krulle hare staan in 'n warboel om haar kop. Hy kyk af na haar as sy vra: "Wat op aarde gaan daar onder die boom aan?" Die kleur van haar oë tref hom elke keer. Een van die min mense wat werklik kan sê sy het groen oë. Tog het hy ook al haar oë gesien tydens haar ma se dood, toe hulle rokerig grou was. Hy antwoord net met een woord: Piet. Soos in Petrus? Jou ouer broer Petrus? Weer net die een woord antwoord: ja. Hy klim amper bot. Well, I'll be. Hoekom is hy so vuil? Fluister sy amper. Sy wag nie vir die een woord antwoord nie. Hierdie keer is haar stem harder. Hy staan asfal. En verbeel ek my of het hy niks klere aan nie en hy sit plat op die grond. Balt blaas sy asem hard uit. Hy rou, of so sê hy. Toe skeer hy sy klere, gooi as oor hom uit en gaan sit onder die boom. Triana kyk met 'n opgekrulde bolop en gekrekelde neus op na Balt. Rou, wie's dood? En waar het hy al die as gekry? Hoe lank sit hy al daar? En hoekom kan hy so kaalbas daar sit waar die werkers se kinders rondom hom is? Stadig! Jy skiet die vrou vinniger as wat 'n outomatiese geweer kan vuur. 1. Niemand is dood nie. 2. Hy rou kwansuis omdat hy vir Isolde saam met haar nuwe verloofde in die dorp raak geloop het. Hy kan glad nie verstaan hoekom sy hom nie wil hê nie. Maar ek vra jou nou, wie op aarde wil so 'n gek mens vir 'n man hê? Hy klink meer verveeld as bekommerd. En jy moet ook nou nie dink hy gebruik die as van daardie warm harde koolstomp wat daar langs hom lê en smeel nie. Nee, hy het seker gemaak Fini se klon maak al vir 2 weke lank vir hom die koue as van die koolstoof bymekaar. Die gek ding sit al vir 3 dae daar. Triana klink baie besorg. Hy sies tog Balt. Jy kan hom mos nie so laat sit waar hy sy skaamte so tentoonstel nie. Ag man, hy's geen stuk skaalgat nie man, val hy haar driftig in die rede. Hy het so vervlenterde soort van 'n kortbroek aan. Het jy al met hom gaan praat? Hom probeer oorreed om liewer terug te kom huis toe. Hy gee haar skaars kans om klaar te praat voor hy nors sê: Ek gaan dit nie doen nie. As mens naby hom kom, begin hy prewel en hum soos 'n rooi indiaan uit 'n cowboy tydperk. Hy mompel iets van sal haar sit tot dinge verander, tot alles is soos dit behoort te wees. Sy stamp hom hard met die elmboog. Hy kyk haar verergd aan. Vir wat doen jy dit? Hy het jou ma gebel. Miskien kan sy met hom kom praat. Hy rol sy oë en trek sy mondhoeke af. Ja, ek het. Maar sy sê hy moet maar sit. Hy het goed geweet wat hy doen toe hy die nonsens aangejaag het met Isolde. Hy loop na die koolstoof toe. Triana hou hom dop as hy die stoofplaat bo op die stoof wegskuif om die vuur te stook. Hy het groot hande. Dit pas by sy groot atletiese lyf. Wil jy koffie hê? Vra hy oor sy skouer. Dit sal lekker wees. Hy wys na die koffieketel wat op die stoof staan en prut. Nou maar skink vir ons. Hy bevestig sy versoek met 'n kopknik in die rigting van die stoof. Baltsarius Nodee, roep Triana byna geskok uit. Jy's 'n mooi ene. Waar kom jy daarvandaan om my Baltsarius te noem? Maar dit is jou naam. Haar stemtoon sluit aan by syne. As 'n mens op 'n distansie staan, sal jy dink hulle is in 'n ewige argument betrokke. Wie de moer noem sy kind Baltsarius? Net my dierbare loskop moeder. Of Triana, sê sy toe sy die koffie voor hom neersit. Sy ruk hom egter vinnig terug na Piet se situasie toe.
Wat gaan jy met Petrus doen? Hy skud sy kop. Niks. Hy is terug by een woord antwoorde. Triana tik hom liggies op sy hand. Jy sal iets moet doen, Balt. Hy kan nie sonder einde daar sit nie. Balt tart haar deur haar op die hand te tik. Nou wat stel jy voor doen ek, Trientjie? Hy weet sy verpes die verkleining van haar naam. Man, ek weet nie, bel die dominee of iemand. Hy kan nie so aan die elemente blootgestel word nie. Die enigste elemente waaraan hy blootgestel word, is die bosveldhitte. Die wind waai nie, dit reën nie, sy val hom vies in die rede. Daar moet iets in sy kop verkeerd wees. Wat 'n regdenkende mens gooi nog as oor homself uit in vandag se lewe? Balt vryf haar hare deur mekaar. Daar is iets met sy kop verkeerd. Hy het sy vrou weggesmuit sonder rede. My hel, daar was nie eens 'n derde party betrokke nie. Nou, na al die maande, loop hy haar raak en hy hak so uit. En ek kan ook dit vir jou sê, hy kies ook maar blerrie goed wat hy met homself in sy rou wil doen. My donder, skeer kastig sy klere en gooi ewe dramaties as oor homself uit. Maar, hy vergeet Job van die Bybel het homself ook nog met potskerwe stikkend gekrap. Daar is 'n oomblik stilte voor Triana weer praat. Hulle voorspel donderbuie en swaar reën vir die volgende week. Wanneer Balt nie reageer nie, gaan sy voort. Sal jy hom dan gaan haal? Hy klap sy tong. Los dit nou, Triana. Ek gaan hom nie haal nie. Hy het self daar gaan sit en hy kan self daar opstaan. Ek het in die begin vir Manta gesê om vir hom kos te vat, maar hy laat staan dit in die stof en die hond het dit later gevreet. Ek het gesien Finies het vir hom 'n emmer water daar neergesit. Of hy dit drink of nie, ek gee ook nie om nie. Maar as Triana vasbyt aan 'n storie, laat gaan sy nie voordat sy nie haar tevrede stempel op die saak kan sit nie. Sy druk haar nek agter teen haar rem se kraag vas en kyk hom skeef aan sonder om te praat. Sy drink 'n sluk van haar koffie en begin iemand op haar selfoon skakel. Sy sit die luidspreker aan en wag geduldig vir die persoon aan die ander kant om te antwoord. Hallo Triana, waarmee help ek? Tannie Clara, weet jy wat hier by Balt en Piet op die plaas aangaan? Balt skud sy kop heen en weer, gaan sit by die tafel en drink sy koffie in stilte terwyl die gesprek voortgaan. Clara probeer die sug in haar stem verbloem, maar sy antwoord ferm. Ja, kind, Balt het my gesê, maar Petrus is 'n groot mens en ek gaan nie aan hom voorskryf wat om te doen nie. Ek het die seuns goed grootgemaak en as hy wat Petrus is, onnosele goed aangevang het en nou nog ergere goedes wil aanvang, omdat hy nie sy sin kry nie, moet hy maar sit. Triana luister stil terwyl Clara praat. Tannie, ek dink daar is iets met Piet se kop verkeerd. Balt sê hy sit in prebel en vreemde tale. Miskien moet ons die dominee of 'n sielkundige of 'n ding by hom uitkry. Het jy alself met hom gepraat, Trien? Nee, Tannie. Ek hoor maar wat Bart sê, ek weet nie hoe hy klink nie. Maar hier waar ek vir hom deur die kombuisvenster kyk dis 'n hele spektakel. Hy's asfaal soos hy hom alself met as besmeer het. Vir my lyk hy kaal, maar Balt sê hy het 'n verskoonsel van 'n kortbroek aan. Nou sug Clara openlik. Sê vir Balt hy moet vir my kamer regkry. Ek sal nou hier uit die dorp uitry. Ek wil net reël hier by die aftreeoord. Loop uit en loop praat self met hom en luister of jy kan sin maak wat die man sê. En sê vir hom ek sê hy beter opstaan en sy gat onder 'n stort inkry. Ek wil nie nonsens hoor van niemand nie. Sy gee nie vir Triana kans om te groet voor sy die foon aan die ander kant dooddruk nie. Haar mond gaan oop om die gesprek aan Balt oor te vertel, maar hy hou net sy skopgraaf van 'n hand in die lug op. Asseblief, ek het alles gehoor. My ma weet goed die kamer is altyd reg, maar ek sal vir Manta sê om seker te maak dat alles eksie perfeksie is vir moederliefde. Triana voer met haar hand 'n klapbeweging uit in Balt se rigting. Ek stap na Piet toe, sê sy oor haar skouer. Sy stap by die agterdeur uit tot by Piet onder die marula boom. Soos wat sy nader stap, hoor sy hom mompel, maar sy kan nie uitmaak wat hy sê nie. Toe sy naam noem, reageer hy glad nie met erkenning nie. Hy vryf net nog as in sy hare en mompel harder. Petrus,
roep sy kwaai. Petrus, jou ma is op pad. Sy sê jy moet jouself in die huis kry en skoon kry. Hy draai sy gesig na Triana toe. Al wat nie vaal is nie, is sy 2 helder blou oë wat effens verwilderd in sy oogkaste blink. Dis haar skuld. Dis alles haar skuld. Ek sal hier bly tot sy haar skuld aanneem. Hy begin temerig sing, alles op een noot en ritme. O Clara van Gadara, het my op my kop laat val. Ek sien haar in die maanskyn en sy maak my mal. Petrus, roep Triana hierdie keer geskok uit. Sy tol om en loop 'n drafstappie terug huis toe. Pluk die agterdeur oop en verhef haar stem amper tot skree as sy vir Balt sê, jou broer is stapelgek. Hy sing rympies oor jou ma. Balt bars uit van die lag. En so tussen die lagbye deur sê hy vir haar, ja, hy roep haar, Clara van Gadara. Baltsarius, jy's laf. Hoe kan jy daaroor lag? Hy bring homself al proesende onder beheer. Ag ou Trentjie, hy sing rympies oor almal, oor jou, my en ons oor hulle pa ook. Maar ek gaan hom nie daar optel nie. As hier 'n dokter kom wat bereid is om hom in sy aslike toestand wil diagnoseer, kan hy dit maar kom doen. Sy werk hardhandig as sy weer die puttende koffieketel van die stoof afpluk en haar koffiebeker vul. Balt hou sy beker ook na haar toe uit. Sy maak dit vol en gaan sit by die tafel saam met hom. Ek hoop jou ma is voor donker op die plaas. Sy sê dit sommer net om die stilte te verbreek. As sy dadelik gery het, behoort sy darm nou amper hier te wees. Hoe het jy hier gekom? Ek het sommer by die bospaadjie by die Kraanskop verbygeloop. Die bospaadjie tussen die 2 plaasopstalle is skaars 'n kilometer ver. Dit loop verby 'n skilderagtige kraanskop omring met doringbome. Ek sal jou later terugvat met die bakkie. Terwyl hy nog praat, hou daar 3 verskillende karre op die werf stil. Balt en Triana loop uit om die mense te ontmoet. In die eerste kar, 'n lang, slap, duur Duitse motor, bly 'n vrou sit, totdat die man wat die motor bestuur omstap en die deur vir haar oopmaak. Sy is 'n baie mooi vrou, smaakvol geklee met hoë hakskoene. Haar platinum blonde hare is in 'n modieuse styl gesny wat los hang, net bokant haar skouers. Sy is nie so lank soos Triana nie, maar sal ook nie deurgaan as kort nie. Die man saam met haar is ewe smaakvol geklee. Hulle kom feitelik ewe lank voor, tog sal sy heelwat korter as hy wees, as sy van haar skoene afklim. Clara Nordee klim uit die tweede kar, 'n donkerrooi Volvo XC40. In teenstelling met die weelderige kar, is sy geklee in 'n verbleikte denim met 'n vaal oorhang geruite manshemp. Die seuns het beslis nie hulle lengte van haar gekry nie, want sy's kort. Of soos die seuns haar noem, 'n stofpoeper klaartjie. Die derde kar is 'n ou 1956 Ford F250 4x4. Dit is netjies reggemaak en ligblou geverf. Die man van in sy middel 40's is ook in 'n jean met 'n T-hemp aangetrek. Hy vat sy dokterstas saam met hom toe hy die bakkie klim. Almal groet in 'n bondel, sonder om individuele aandag aan mekaar te gee. Balt gee sy ma 'n drukkie en soen haar teen die voorkop. So met sy arms om haar skouers lei hy die mense na die toneel onder die marula boom. Toe Piet die blonde vrou sien, sing hy weer 'n rympie. Isollie, my dolly raak toe 'n skollie. Sy veroorsaak net smart, want sy breek my hart. Die solde uiter 'n onvroulike snork en gryp haar metgesel aan die arm. Clara stap deur die as. Gelukkig het sy haar elke dag se draadhekkies aan. Sy kry vir Piet aan die skouers beet en skud hom heen en weer. Petrus, ruk jouself reg! Die volgende oomblik slaan Piet agteroor. Hy lê doodstil. Die dokter buig oor hom om sy vitale tekens na te gaan.
As hy regop kom, sê hy vir niemand in besonder nie. Die man moet by 'n hospitaal kom. Ek bel 'n ambulans. Sjoe, dit klink na 'n wilde storie. Bly gerus ingeskakel vir hoofstuk 2 van die as van die lewe.